Ek soek gou een volunteer. Een brawe volunteer. Dries, ek weet jy is baie braaf, maar kom maar vorentoe. Is net 'n papier, is niks anders nie. So as ek vir jou gaan vra om by 'n sekere plek uit te kom, wat gaan die belangrikste wees? Wat sou jy sê as jy na die kaart kyk? Kyk eers na die kaart. Seker om te kan lees. Wat is die belangrikste? Wel, dit lyk of ek gaan moet kan swem ook. Okay. So as jy na 'n kaart kyk, wat is die belangrikste? Dink aan 'n kaart, enige kaart. Waar's noord? So dit beteken? Rigting? Okay. Okay. So waar's noord is, jy moet eers weet waar jy is. Ja, okay, dit help seker om te weet waar ek is. Okay. Dankie Dries. Ek gaan vir daai eerste ene opsit. So vanoggend wil ek bietjie praat oor position and direction. So as ek 'n kaart het en ek weet nie regtig waar ek op die kaart is nie, kan ek nie begin op die kaart nie. Of baie van ons het 'n kaart en as dit begin op daai kaart, maar ek weet nie waar ek nou is nie. When you understand where you stand, you know where to walk. Wanneer jy verstaan waar jy staan, weet jy waar om te loop, weet jy waarheen om te gaan. Wie van ons het redelik kennis van hierdie, spandeer tyd met God, kom kerk toe, gaan selgroep toe, maar dan iewers voel jy nog steeds, hoe lyk my posisie? Hoe lyk my posisie in hierdie koninkryk? Of in hierdie roadmap, in hierdie padkaart wat redelik baie inhoud in het, waar is ek? Waar is ek binne hierdie padkaart? So ek het 'n kompas nodig om vir die direksie aan te wys, maar ek het eerstens nodig om te weet waar ek is. So die vraag het opgekom, al 'n tydjie by my, maar veral gedurende die jeugkamp en van die sessies wat ons daar gehad het, is dat ek kom kerk toe, ek is 'n goeie mens of 'n goeie Christen en ek ken God en ek spandeer tyd met God. Maar ek is nog steeds nie seker nie. Ek is lief vir God, maar ek voel nog steeds baie keer nie goed genoeg nie. Ek voel nog steeds baie keer my rigting is verkeerd, of ek wag nog steeds vir die regte rigting. En baie het ons gedink, maar dis 'n hartsding, of dis 'n geesding. Maar wat ek nou gesê het, is my hart is op die regte plek, my gees is op die regte plek, ek is lief vir God, ek spandeer tyd met hom. Maar ons grootste probleem is hierbo. Ons grootste probleem is die leuns wat ek glo, die ou leuns, die nuwe leuns, die denkpatrone wat iewers loop vassit het. Maak nie saak hoe goed ek hierdie padkaart ken nie. Dit maak regtig nie saak hoe goed jy hom ken nie. En hoe great jy kan worship nie. As daai gedagte kom, dan val daai kaart uit mekaar uit. Of dan blur hy so bietjie, soos jy moet kan lees. Ek weet Dries is baie goed met parte en met mechanic werk, ek sien hy kan nie lees nie. Maar dis waarin hy goed is. Dis waarin ek weer nie goed is nie. Ek sal iets wat in mekaar moet gebou is uitbou en dan wonder hoekom die ding nie werk nie. So ons verstaan dat ons God lief het. En hiervoor is 3 stole en ek gaan nou net by 'n storie inklim. Maar ek moet eerstens weet, ons gaan by Romeine 12 vers 2 begin.
Renew your mind, do not conform to the world, but be transformed to discern God's will. Daar is soveel skrifte in die woord, ons gaan 'n paar van hulle deurgaan, wat sê, vernuwe jou gedagtes, kyk na jou gedagtes. Dit wat daar gebeur, trek deur. Jou hart sê nie vir jou toon, hy is serie, of jou toon sê dit vir jou hart, dit sê dit vir jou gedagtes. So ons gedagtes is ongelooflik sterk, en kan klomp goed beheer, of uitmekaar uittrek. Weer terug by die kaart. If someone gives you a map, the first question is not where must I go? The first question is where am I? En die vraag is vandag, waar is jy? Nie met God nie, nie in jou geestes, hier. Hier, waar is jou gedagtes? Waarmee is jou gedagtes besig? En waarheen lei daai gedagtes jou? En wat 'n direksie is dit op pad? Many Christians want position, or want their position, but they have no direction. Or many Christians want direction, but they don't understand their position. Na die kamp stuur 'n jong man vir my boodskap, 'n WhatsApp boodskap, maar baie opgewonde. Ek moes eers die bakkie aftrek, net eers om dit in te trek, net om dit in te trek. Hy sê, oom, ek is bly hy was oor 'n voice note, want ek dink hy sou nie opgepraat het as ek by hom was nie. Hy sê vir oom, dit is great, daai posisie ding, daai ding van posisie, daai ding van wat ons oor gepraat het, en hy sê hom in sy taal, hy sê, oom, ek het dit. As daar nou iets voor my pad kom, dan staan ek my posisie in, en as dit verby is, dan gaan ek aan. Ek klim nie uit my posisie uit nie. Want hy het iets gesnap, wat ons nie verstaan nie. Hy het gesnap, dat ek het 'n posisie in God se koninkryk. En as ek hom vol staan, it will be great. It will not always be comfortable, but it will be great. Sit gou vir daai volgende een op. So die vraag vir oggend is net, waarheen is jy op pad? En hierdie is baie interessant en baie persoonlik, want net ek kan weet waartoe my gedagtes my vat. Net ek, as Fransal, kan weet waarheen my gedagtes my lei. So die vraag is, waartoe is ons gedagtes op pad? Philippians 2 verse 5. Have the same mindset as Christ. Have the same mindset as Christ. En hoe kry ons dit? Vernuwe. Want ons is in 'n menslike liggaam, ons is op aarde, ons is uit 'n sondige natuur, so ons moet gereeld ons gedagtes vernuwe. Ons hardloop baie na die roadmap toe. Ons werk met die roadmap en ons hanteer hom, en dan gaan ons soos 'n tydjie aan, maar ons werk nie met wat hierbo is nie. Ons werk nie met daai posisie nie. Direction becomes clear when position is understood. Direction becomes clear when position is understood. So op hierdie stoel het ek vir 'n lang tyd in my lewe gesit, waar ek het groot geword met die manual, ek het groot geword met die kaart, maar ek was so vasgevang in die wêreld aan hierdie kant. Ek het geveg vir 'n posisie. Altyd. Ek het altyd probeer seker maak, ek kry iewers 'n posisie in, of iemand verstaan dat ek 'n posisie het oor wat ek doen. En in hierdie area was daar ongelooflike baie dwelms betrokke. Vanoggend staan ek hier, ek is nie beter as enige iemand wat luister of enige iemand wat kyk nie.
Ek is nie the next best thing nie. Ek is nie hierdie hoogs gesalfde nie. Ek is maar net Franswa. Ek is maar net iemand wat gesê het, Here, nadat U gekom het vir my en vir my gesê het, ek het jou lief, ongeag. Here, ek moet dit versprei. Ek moet dit vir ander vertel. Ek moet seker maak, almal weet, dat as jy nie okay is, dit is okay om nie okay te wees nie. Maar God is daar vir jou. En God kan saam met jou uit daai plek uit opstaan. So in hierdie area was daar baie dwelms betrokke, baie drank betrokke, pornografie betrokke, meisies betrokke, baie ander goed betrokke. En op 'n tyd in my lewe by hierdie plek, en ek vertel dit altyd vir die jeug, en ek lê dit by hulle mooi neer, ek skryf my pa vir my 'n brief. En hy sê net van, joh, boet, ek kan nie, jy is besig om ons harte te breek. Jy is besig om ons familie stikkend te maak. Jy is besig om te reïneer, soos ek kan nie, ek gee jou nou terug vir God. Dit was die laaste sin. Dankie tog vir daai brief. Want dit het hierdie posisie in flarde ingeskiet. Wat ek gedink het, ek het iets. Toe vir 'n naweek gaan ek op 'n kamp, hierdie lekker kampstoel wat hier is. En God daag op. God daag op. Ek het gegaan met 'n gedagte en idees van wat dit kan wees en van hoe dit kan uitwerk. God daag op vir my. God daag op met iets soos dit. En hy kom sê, ek het iets vir jou. En hoe meer ek sê, nee Here, ek is nie waardig vir dit nie. Hoe sê, ek het iets vir jou. Ek het iets vir jou, iets wat ek vir jou wil gee. En in die gees of in daai oomblik, ek kan nie vir jou verduidelik hoe dit gelyk het of wat dit beteken het nie, maar ek sê altyd vir die jeug, my tone was vol snot geweest soos wat ek gehuil het. Want ek het geween oor 'n posisie wat ek gedink het ek gehad het en hoe die lewe, die wêreld my amper soos 'n dark hole ingesluk het. En ek altyd geveg het vir 'n posisie. Sê God vir my hierso. Ek sê, Here, ek sal baie mooi na hom kyk, maar nie, hy sê, nee, dis joune. Vat dit huis toe. Dis joune, vat dit saam met jou. God sit my neer op so 'n plek. Wie van julle wat my baie goed ken, ek hou nie baie van sit nie. So ek moes sit. En uit hierdie posisie uit hierdie plek uit verstaan, God has given me a position in His kingdom. So ja, Here, maar die kennis en ek het nog nie al hierdie goed nie en al die goed wat hy sê, jy het jou posisie. Jy moet net 'n bietjie kom sit het hierso. Jy hoef nie te veg vir my. Jy hoef nie te vra vir my. Niks wat jy kan doen, kan hy posisie vir jou vasmaak nie. Want dit is joune. Dit is joune, it is yours, dit is daar. Jy moet net kom en kom sit. En jou posisie inneem in my koninkryk. En ek doen dit toe, daai naweek is ek alle dwelms, en 'n klomp goed was klaar, daai naweek, waar ek vandag 'n klomp mense help, in ander situasies, wat dalk tyd vat om daardeur te kom. Daardeur sê ek nie, hulle is verkeerd, of hulle is minder bevoorreg, of wat ook al, deur ons gedagtes mag gaan nie, dis net dat in daai oomblik, het my brein geactivate en gesê, I have a position, en ek sit alles neer. Ek sit alles neer en ek gaan saam met U. En hoekom ek hierdie storie deel vir die wat dit nou weer hoor, is God het die afgelope 2 maande baie hard op my gehamer. Want sien, ek het by 'n plek uitgekom waar ek wonder dit wat ek doen, is it still worth it? Is ek nog steeds 'n goeie man vir my vrou? Is ek 'n goeie man vir my kinders? Is ek nog genoeg, Here? En ek wag. Ek sê, okay, nou gaan die Here een of ander weerligstraal, want ek hou van krag en ek hou van sulke vreemde goed, gaan of langs my slat of my raak slat. En Here lag vir my, hy sê, nee. Gaan terug. Gaan ver terug. Why did you start? Hoekom het jy begin?
om my te volg? Vanaf watter posisie het jy gewerk? Eerstens, onthou die posisie wat ek vir jou gegee het, nie waar jy nou, onthou die posisie. En hoekom het jy begin? En 'n gedeelte van my roeping is to love people without inquiring if they are worthy to be loved. Mense net lief te hê, ongeag. En dit het baie gevat op 'n tyd. Maar ek dink die grootste plek waar ons sukkel is om onsself lief te hê. Vir waar ons nou is. En ons het soveel posisies wat ons moet vul as by die werk, op die fiets, by die huis met die kinders. Nou moet jy nog 'n date night ook iewers inwerk. En ek moet nog wragtig die posisie inneem van die garage regpak, want hy staan nou al vir meer as 8 maande. Maar die oomblik wat jy daai posisie inneem, is dit net lekker. Maar God sê, daar is nie hierdie klomp boksies nie, is net hier, wees my kind. Wees my kind, jou posisie is kind van God. Jou posisie is kind van God. Daai seun vertel vir my, oom sal dit nie glo nie. As hierdie slegte ding gebeur, as hierdie goed by die skool, die boelie, as ek sê, ek is 'n kind van God en hierdie is my posisie, dan begin ek sommer lag. En 'n paar van my maats het al vir my kwaad geraak as ek dit doen. En ek sê, great, hou aan. Want daar van hierdie plek af weg, is daar te veel boksies wat ons probeer vul, te veel goed wat ons probeer volmaak. En dan raak ons moeg. Wie is moeg, soos wat jy hier sit? En daai moeg is hierbo. Daai moeg is nie iewers anders in die hart of in die gees, dis hierbo. Van te veel, te besig. Te veel goed wat ek te veel balle wat ek in die lug moet hou. Laat iemand dit tog net sien dat een van hierdie balle op die grond val. Die grootste ding wat met jou kan gebeur en die slegste ding wat met die wêreld kan gebeur, is as jy al die balle laat val en net draai en in jou posisie inklim wat God vir jou gegee het. Your God-given position in His kingdom is not earned. It is designed for you and it is given by birth. Dit kan nie van jou weggevat word nie. Dit is onmoontlik. Volgende een. To be a Christian is a standing, a legal position. It means to be a child of God. You are or you are not. There is no try. Dis amper so wyse woorde van jou daar, die wat verstaan sal verstaan. Dis legal, it's legally bound. Dis 'n posisie wat jy vas staan in. Niks en niemand kan dit van jou wegvat nie. Nou wil ek hom gou terugbring weer hiernatoe. Ek het hierdie posisie begin vol staan, die dwelms het gegaan, die drinkery het gegaan, 'n klomp goed het begin verdwyn, 'n klomp goed het begin weggaan. Maar ek was nou 'n goeie Christen. Here, ek is lief vir U, en wow, jy's on fire. En 'n paar jaar na dit, of in daai tyd, gebeur daar 'n klomp goed. Maar ek is dan nou 'n goeie Christen, Here. Ek kom dan kerk toe, ek ken my roadmap, ek is gereeld daar, ek probeer gereeld hoor waartoe ek moet gaan, wat U vir my sê. En ek gaan net iets kort sê, en ek is in hierdie seat, in hierdie posisie, en ek word die eerste keer verloof, en dit hou nie. En toe sê ek, okay, Here, dit is nou verby, dit is nou klaar, en dit het my baie lank gevat, om my brein weer naby aan daai roadmap te kry, of my brein weer in plek te kry, om enigstens te kan dink dat ek het nog 'n posisie, ek het nog waarde. En great, ons gaan aan, en ek raak die tweede keer verloof. En dit hou ook nie. En alles wys so. Alles wys so, Here, wat, ek is nie goed genoeg nie. Ek het nie hierdie posisie, great,
Dis 'n mooi swaard. Maar wat nou, Here? En van daar af 'n gedagte is hardloop en soos, okay, Here, en dan net voluit vir U, dis al, daar's nie tyd of plek vir 'n nuwe vrou of vir 'n situasie nie. En daar kom Monique in my lewe in, en ek sê, nee, Here, en hy sê, ja. En so 2 weke is dit ek en hy, en ek moes surrender. Ek moes surrender. Ek moes wat ook al hier gebeur het, met hierdie kontrol. En my gedagtes vernuwe en die Here toelaat om te werk. Nou kom ek weer by die vraag terug. Ek ken God, ek doen goed reg, maar daar's net staf wat nie werk in my lewe nie. Check ek gereeld my gedagtes. Verstaan ek het 'n posisie waarin ek staan, ongeag wat met my gebeur, of ongeag waardeur ek gaan. Jou posisie kan nie uitmekaar uitgetrek word nie, maar met jou posisie gaan jy deur die lewe gaan. Gaan jy deur die wêreld moet loop. Met jou posisie gaan jy moet beweeg. Ja, daar gaan 'n paar roadblocks wees, daar gaan 'n paar oorloë wees, daar gaan 'n paar baie groot petrolverhogings wees, dis ook alright. Ek het 'n posisie. En die oomblik wat ek daai ding verstaan, sjoe, Here, bring jy hartseer, bring jy pyn, wêreld, deel die shots uit asseblief, maak net seker hulle is ordentlik, sodat jy weet ek kan dit vat. Maar hierdie is my posisie. En God het dit vir my gegee. Colossians 3 verse 2, set your mind on things above, not on earthly things. Not on earthly things. Hierdie posisie. Geld, fame, posisie by die werk, posisie by die huis, ek is die pa van hierdie huis en ek sê so. Posisie tussen jou vriende. Dan dis een van die grootste goed wat uitkom is posisie oor jou ouderdom, want as jy nou so oud is, moes jy nou al dit gehad het, of jy moes nou al hier gewees het, of jy moet... Dis tyd dat ons hierdie posisie heel los, en die leuns van dit los, en dalk so 'n bietjie kan gaan kamp, en dit doen jou wonders in die bos, en dan net by hierdie given place, jou birthright kan uitkom. Maak hierdie een vas. We are not just making mistakes. We were living in the position of sin. I am not a mistake. I am living in the position of sin. Ek is in 'n posisie van sonde. Ek is nie die fout nie. Ek leef in 'n posisie van sonde. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sin is not just what we do, it is where we stand. And if we keep standing there, we will put up a house there. Ons gaan kantoor opsit daar. Jy gaan jou tentpenne baie dieper inslaan. By the renewal of our minds, we understand that that position is not for me. It's not from God. En ek moet move. Ek moet uitkom. En hierdie sê dit so mooi, Romeine 6 vers 23. The wages of sin is death. Is death. It's nothing else. Sit gou vir die volgende een op. So in daai spasie wat elkeen van ons het, gebeur daar ongelooflike baie goed. As ons net dink aan drome,
Hoekom was dit so belangrik? As ons gedagtes dan nie so belangrik is nie. Dit wat die profete ontvang het, dit wat ons droom, dit wat hier gebeur. Dit beteken die vreemdste drome wat net daar kan inval. Soos gaan pak die garage reg. Of jy's nie goed genoeg om dit te doen nie, want laas toe jy dit gedoen het, toe sê sy, maar hierdie kratte is nie mooi in lyn nie, die klere is de mekaar, alles is, maar jy het jou beste gegee. Voorbeeld. God did not only forgive us, He changed our direction and He changed our position. God het ons posisie verander, sodat ons in die regte rigting kan beweeg, sodat ons verder kan gaan. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. A new creation. Sit gou vir daai volgende een op. Ek hoop hy gaan duidelik genoeg wees. Wrestle not against flesh and blood, but against the spiritual forces of darkness. Lord, I bind every evil spirit that is attempting to torment my mind. I break every curse, every hex, and every assignment of the enemy against my thoughts. By the authority given to me through Jesus Christ, I command every demonic force to leave my mind now. You have no place here, and you have no power over me. Father, fill the spaces where darkness has tried to dwell with your light. Let your presence flood my mind and drive out every trace of the enemy's influence. Strengthen my faith and help me stand firm. Strengthen my faith and help me stand firm. Daai laaste stukkie. Every trace of the enemy's influence. Hoe word ons tieners vandag beïnvloed? Dit hoef eers naby in hulle harte te kom nie. Want hulle sien dit en dit trek deur. En dan syfer dit af hart toe, dan syfer dit af liggaam toe. Hulle sien dit en dit trek deur. En hoe meer hulle sien, hoe meer hulle nog sien. Want dit flip te vinnig, dit gaan te vinnig deur. En as jy iewers wil sit en net rustig wees en net 'n gesprek voer, jy kan nie stil sit, jy moet opstaan, moet iets doen, jy moet besig wees. Baie van ons ook. Jy kan nie net met een ding besig wees nie, ek kan multitask. Soos van die kinders van my sê, hulle leer, speel Call of Duty op die foon en WhatsApp nog vriende, op dieselfde tyd. So ek sê, ek het regtig net probeer leer, en dit was ook moeilik. Ek het regtig probeer. Volgende een. Weer eens. Transform. Ons gedagtes moet transform. Christianity is not behavior modification. Baie het jy al jou gedrag probeer modify. Veral as jy in 'n huwelik is. Ek dink die oomblik wat jy in 'n huwelik kom is daar so 'n massive board, lyk of jy in 'n nuclear plek instap met klomp knoppies. Dis net vir die man. Vir die vrou is daar net so 'n groot switch wat jy op of af trek. Hoeveel keer het ek hier geweet, hierdie posisie is nie vir my nie. Maar soms voel ek great, want ek word geboost deur mense of deur die wêreld. Jy voel great as ander jou aancheer as jy ongelooflike simpel goed doen. Daar's 'n baie ander beter woord, ons hou hom daar. Christianity is not behavior modification, it is position transformation. Jou posisie skuif. Jou posisie waar jy is, transformeer om jou oor te stuur en oor te bring
op die regte pad te stuur om hierdie posisie in te neem. En die oomblik wat jy hom het, en hom verstaan, dis iets om 'n Bybel te hê. Dankie dat iemand saamstem. Dis iets om 'n Bybel te hê. Hier het ek een gehad, maar dit het my glad nie getransformeer nie, dit het my glad nie 'n posisie gegee nie. Want my gedagtes was nie op die regte plek nie. Die oomblik toe ek begin oorbeweeg en hier uitkom, toe is my gedagtes soos yes. Hierdie boek is vir my geskryf. Hierdie boek is oor my geskryf. Oor my, want ek is deel van God se koninkryk. En alles wat hierin gebeur het en nog gaan gebeur. Ek stel belang in dit. En alles wat ek lees, wanneer ek hierdie posisie inneem, is die waarheid. En die vyand in die wêreld kan vir niks anders sê nie, maar ek moet daai posisie vasmaak. Hoeveel keer? Gereeld. Renew your mind. Renew your mind. Oor en oor. Oor en oor. So ek vat die posisie, ek maak hom vas, maar oor en oor moet ek myself herinner aan hierdie posisie. Want die wêreld hou vir ons besig. Ons gesinne hou vir ons besig, ons werk hou vir ons besig. Volgende een. Nou praat ek uit 'n vaderhart uit 'n pa of uit 'n mans hart. A man must know the ground he stands on. 'n Man moet weet waar hy staan. As ek nie weet waar ek staan nie, gaan ek baie rondgly en rondbeweeg. A man must understand where he stands. Must know the ground. En dan is die Here baie komieklik. How better to know the ground than to fall a few times? Ek love dit as hy my so opskrif vat. Maar hoe beter om die grond te ken as jy so 'n paar keer val? Dan weet jy al hoe om te val. Dan weet jy al, is nog steeds die groot klip, maar ek weet hoe om rondom julle te val. Joshua 24:15, and for me and my house, we will serve the Lord. We will not try or think, we will serve the Lord. (1 Corinthians 16:13-14), stand firm in faith, act like men, be strong. Ek dink dis een van die grootste probleme in die wêreld op die oomblik is, what is it to act like a man? Hoe lyk dit? Waar sien ons dit? Ons sien dit en ons hoor dit en dit is hier binne, maar ek moet nou so maak, ek moet so lyk, ek moet dit. Hier is ons manual. Hier is ons padkaart. How to act like a man. Children often learn direction from the position of their father. Children learn their direction or see their direction from the position of the father. So ons posisie is ongelooflik belangrik. Maar wat nog belangriker, daar's nog iets bo dit, is om te verstaan en te weet dat ek een het. Want as ek nie verstaan en weet ek het een nie, kan ek hom nie inneem nie. Kan nie, dis onmoontlik. Ek kan hom nie inneem nie, maar die oomblik wat ek hom inneem, en God bless my, vir baie van julle lyk dit net soos 'n houtswaard, maar vir my is dit met my prentjie brein, ek kan baie doen met hierdie ding. En ons kyk die naweek, Vrydag aand met die jongvolwassene fliek aan, kyk ons weer daai David animasie fliek wat nou uit is. David vat die brood, vat die kos vir sy broers, en hy hoor Goliat wat 'n keer gaan, hy sê, wat se ding, wat maak so? Goliat gaan aan, en hy hoor Goliat sê iets oor God,
En hy bars daar uit en hy sê, kom, ek sal vir jou vat. Ek gaan vir jou uitsort. Wat beteken dit? Hierdie is so vas, dat geen legioen hom anders kan oortuig, of sê nie. Nie eers die koning nie. En hulle probeer vir hom die amer aansit, en hy verdwyn half in dit, en die volgende oomblik is hy hier langs die rivier. En hy sê, Here, my posisie, ek neem hom nou in, maar Here, ek het U nou nodig. Ek het U nou nodig. En my prentjie, God sê, tel die klippies op, en hy sê, yes, Here, kom ons doen dit. Nie oor, hoe gaan dit werk nie? Nee, my posisie, ek verstaan God so, dit is so reël daar. En ek kan stap, en ek kan glimlag voor Goliat, en ek kan net sê, okay, gee jou beste, okay, ek gee my beste, klaar. Dankie, kom ons gaan huis toe. That's position. Daai is 'n posisie wat ingeneem is. Daar's nie, okay, wag, okay manne, wie gaan van wat sê, okay, gaan julle hierdie kant om, en julle klomp hierdie kant, nee, maar ons wil die Goliat is daar, okay, wag, kom julle hierdie kant toe om, okay, nee, dit klink beter. Daar's nie klomp planne wat op 'n kaart gemaak is om te kyk hoe ons dit gaan doen nie. Hierdie situasie, praat sleg van God, my posisie is lankal ingeneem, ek het hom. Kom ons gaan sort dit gou uit. Ja, maar jy kan dit nie doen nie, nee, ek weet ek kan nie. Maar God kan. My God kan. Ons God kan. En hoekom twyfel julle? Bediening aan my, of by my kant het nie begin omdat ek perfek was nie. Dit het begin omdat God my gered het. En ek besluit het, Here, ek moet vertel van hierdie. Ek moet hierdie kan deel met ander, sodat hulle kan verstaan, hulle kan oorkom na 'n posisie toe. Maak nie saak hoe lank dit was, of hoe ver weg jy was nie, of hoeveel van daai, party mense sit baie van hierdie stoele vol. Dit maak nie saak nie. God gee jou posisie. Dis amper klaar. Luke 7:47. Whoever has been forgiven much, loves much. When your position changes, your direction changes. Wanneer jy posisie verander het, is daar 'n ander rigting waarin jy beweeg. Baie goed bly agter, mense, goed, gedagtes. Nou my laaste vraag, en ek gaan met dit afsluit. Wie het al gewonder, wat is my roeping? Wat is my calling? Dit is baie eenvoudig. It's to know God, to make Him known. Dis jou calling. Dis jou roeping. To know God and to make Him known. Dit wat van daar af kom, wat hy nog gee, wat hy nog bysit, of wat hy nog byvoeg, is klomp gawes en goed wat hy vir jou gee om nog meer te kan doen. But our calling is to know God and to make Him known. Ek dink hoe baie het ons al rondgehardloop, net om ons calling te vind. Net om seker te maak ek het iets, want as iemand my vra, moet ek, wat gaan ek antwoord? To know God and to make Him known and to understand He has a position for me. Hy het 'n plek vir ons elkeen. Hardloop net saam en lyk dit beter. Maak gou toe die oë. Ek wil afsluit met so 2 skrifte, dan gaan ek vir ons bid. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he.
Our thoughts shape our identity. Joshua 1:8, meditate on God's word day and night. It directs your way and brings success. James 1:8, a double-minded person is unstable in all his ways. Pursue single-minded faith. Single-minded faith. Vader, ons eer U vanoggend. Daar is so baie wat ons kan vra en kan sê, maar Here, ons sê dankie vanoggend vir die posisie wat U vir ons geskep het met voorgeboorte en met geboorte gegee het. And today we proclaim that we take that position back. As jy vanoggend hier is of luister, dan staan jy op en jy vat daai posisie nou. You stand up and you take your rightful place as son and daughter of God in His kingdom. Staan net op, neem my posisie in. Ons maak dit prakties. Neem in daai posisie. As jy nie reg is om dit nou te doen nie, dan doen jy dit nie, maar as jy reg is, dan vat jy daai posisie. As jy moeg is vir jou gedagtes om oor en oor en oor te wen, dan vat jy daai posisie nou. Dankie Vader. Dankie Vader vir elke posisie wat ingeneem word. Thank you for the understanding that we have a position. And God, now comes the fun part where you will show us what this position can do in this week and in the month and in this year that is still left. Because we will not move out of this position for anything. Because now it's me and you. En Here, hier vertrou ons U ten volle. Amen.